crucial importance for the eventual winner. Wat hy jammer dat het andersins aangename Kruidenbeek toe versier moet word deur 'n middelmatige koerantskrywer, want ontpop as 'n eerste-rangse vrugtersmous. SARF's hoofuitvoerende beampte Edward Griffiths wil alle papajas en piesangs ryp druk totdat die verbruiker vrot ware moet aankoop. Om te glo dat latente talente deur die hoofstroomspanne ontwikkel kan word, is om sy rugby onkunde te openbaar. Gelukkig dat sy baas Louis Luit dit by die kiem gesmoor het. Die aangewese benadering is 'n rugby-akademie in die ware sin van die woord. Daarvoor word geld benodig, maar aangesien soos dit blyk SARFO genoeg geld het, kan dit maklik in 'n realiteit omskep word. Hierdeur sal mens die natuurlike ruitvrugte kan bekom. Talentsgewys was dit 'n middelmatige Kruidenbeek. Maar daar was talent wat met die regte benadering binne 4 jaar na groen en goud kan uitsien. Die wonderlikste was aan 4 stuks vaskoppe wat al 4 in afsienbare tyd enorme hoogtes kan bereik. Maar dit hang af van hulle toekomstige afrigters en mentors. 3 jaar gelede het ek van 'n onder 15 knaap Danny Datna van Kimberley vertel. Hy het intussen te veel gewig aangesit, maar skrim soos 'n stootskraper en neem balle in die vaste los weg as ons opponente kleuters is. Hy gaan 'n springbok word. Pietman van Niekerk van Wes-Transvaal is nog 'n briljante talent en Christian Fourie van Vicksburg besit alles om bo uit te kom. Dan was daar Richard Kelly van Natal. Buik. Indien hierdie 4 verlore gaan, is dit ons eie skuld. En ongeag die SA skolespan was hierdie 4 die roem. Die beste loskop was Rian Okkers van Noord-Transvaal en die beste haker Pieter Dixon van Natal. 2 spelers wat